So wanneer jy hier instap, is dit wat jy sien. Dis die onthaalsaal en die kuierplek en dinge. As 'n mens dan in hierdie chaleis instap, dan is dit wat jy sien. Laaste baie goeie grasbedekking. Is Oktober, net voor die reenseisoen begin. Kyk hierdie grasbedekking nog. Daar sit 'n aasvoël. Aasvoëls in broei hierso. Die neste. Wow. Ek is Tjaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Kontak my gerus en skryf in op hierdie kanaal. Die laaste so 10 km of wat na die plaas toe was lank terug 'n teerpad, maar hy is al so uitgery. Hy ry nou al heel gerieflik as 'n grondpad. Ja. Is ek en Maarten van Sail saam op pad na hierdie plaas toe. En ons bring sommer 'n koperrok, ons kry hom daarvoor. As jy by die plaas inry, dan is dit wat jy sien. So hierdie kraglyn vat ons sekerlik na die kamp toe. Gelyk soet bosveld. Ek sien nog 'n goeie grasbedekking. Die reenseisoen het nog nie begin nie, maar die grasbedekking is goed. En ek sal nou kyk hoe lyk die geboue. Hier is die bestuurdershuis, ek gaan nie verder hier ingaan nie. Ons is op pad na die jagkamp toe nou. Dis water ons het hom toegemaak. Dis nou 'n kamera. Haai, water. Daar's 'n haai. Okay. Dit is 250 hektar, klein kampie. Maar dit hulle eie pad in. Nee, ek kom deur die daar by ons hek in. Hy het nou so laas jaar gekoop hierso. Net begin. Daar's blou wildebeeste. Maar hulle verdwyn daar in die bos in. Hier's rooi bokke hierso. Ek weet nie of ek hulle gaan vang met die kamera nie. Ja, daar beweeg hulle. Blaas hulle. Ja, hulle baie boek. Ry ons by 'n jong kremataatboompie. Hier's heel wat kremataate hier, onder andere 'n moer se groot is, ons sal nou net een sien.
Hier's ook 'n jong krometytjie. Daar sit 'n aasvoël. Aasvoëls en broei hierso op die neste. Wow. En dan Jarre en Marius. Kyk maar, hy always rock pad van. Die hele pad lyk so tot in swart water. Maar hulle is nou besig om reg te maak daar. Sandlyn. Hier is 'n werkershuis. Wille komkommers wat so in die bome hang. Die grafte, dis die Daar is ook 'n huis. Ons noem dit die hoofhuis. Met 'n lushof van 'n tuin, lekker watertjies wat spuit hierso. Lekker groen grasperkie. Lekker groot bome by die Bosveld hitte. Daar sien ek 'n swembad. Aan die agterkant is ook parkeerruimte vir voertuie en ek sien 'n slagkamer hierso. En 'n instap koelkamer. Oeps, hier daai water. My nie vang nie. Kyk. En hier agter is ook nog 'n ronde havel. Bietjie vir ekstra blyplek. Dis die swembad wat tans in onbruik is. Daar is die huis. En dan hierso is die daai parkeerplek vir die voertuie en die slagplek. Okay. Lekker plaas daarmee. Ook hier agter die huis, daar soos die huis en die dinge. Hierdie is nou die land, dis ook 'n ou land. Ons noem dit maar die land want dit was altyd 'n land gewees. So lank. Kudu's hier maak. Sien hulle nie. Daar's 'n paar mooi billetjies hier so 50 rand groot van 28 duim op. En dan saam met die koeie is dit seker so 50. 60 water dink ek al. Ag en dit is 'n plekke wat ons oopgemaak het. Die plaas het so hier en daar sulke enkelstaande rande. Soos hierdie ene. Daar 'n mooi krometatboom so op die rand daar. Is nou op pad boontoe op die rand. Ja, dit moet nog 'n height. Dit is ook 'n idee wat nog nie gebeur het nie. Blou hulle beeste. Ons kom vir Sundown en Uitkyk op die koppie. So is die groot krometat wat ons daar van onder af gesien het. Wees slim. Skryf in.
pad af van die koppie af. Waar gaan jy? Skilpad. Bos toe. Laaste baie goeie grasbedekking. Is Oktober, net voor die reenseisoen begin. Kyk hierdie grasbedekking nog. Daar is rooibokke in die pad. Die rooibokke was nou hier, ons kyk of ons hulle weer sien. Sien ek hulle. Ja, hier gaan hulle. Nou hier in die bos en verdwyn. Hier tekort aan vuurmaakhout hier in die bosveld nie. Hier is nog 'n ander koppie. Ons wag vir die reën om te kom. Ja, ons moet hom seël. Kudus. Daar staan sy. So is 'n skietbaan. Ek is Chaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. As jy nog nie ingeteken is op hierdie kanaal nie, druk daai knoppie. Druk daai subscribe knoppie. Kom ons kyk gou hoe lyk die geboue op hierdie plaas, die Game Lodge. Wees slim, skryf in. So van buite af, so 360, hier in die bos, daar in die verte, daar so is 'n watersypinkie. Binnekant die herberg, is 'n area, hier so is die onthaalgebou en die booma, vuurmaakplek, kuierplek en so aan. Hierdie sien ek is 'n kombuisgebouetjie en dan is hier allerlei ander geboue en chalets. Daar sien ek 'n lapa. So nou 'n bietjie meer in detail deurstap. Kyk gou hierdie gebouetjies. So hierso is die kombuisgebou. En die lapa. En wat se gebou is hierdie? Ek weet nie of dit 'n kantoor of 'n ding is. O, dis 'n badkamertjie. Right. En dan
Gaan ons gou hierdie gebou instap. So wanneer jy hier instap, is dit wat jy sien. Dis die onthaalsaal en die kuierplek en dinge. So is die kroegarigheid. Hier so is die eetkamer, tafel en so aan. En afwerking. OK. Uit hierdie onthaalgebou uit kan 'n mens hier so met so 'n stoep afstap na jou kamers toe. Gaan nie alles deurstap nie. Hierdie is nou een voorbeeld van 'n kamer. Sy afwerking en grasdak en alles. En ek sien hulle is nie en suite nie. Hierdie kamer het byvoorbeeld nie 'n toilet nie. Hierdie gaan seker die toilet wees. Ja, as ek net 'n lig kan kry hierso. Die lig gaan nie aan nie, maar OK, jy sien hom. En dan nog 'n kamer, so. Met ander woorde, dit is hoe die plek uitgelê is. 2 vleuels met 'n badkamer. So is die hoofgebou. Ons het hom nou daar van daai ander kant af ingekom. Maar ek sien hier is nog sjeleis. Gaste sjeleis, kom ons gaan kyk gou hoe lyk hulle. Ons gaan sommer in so enetjie instap. En as 'n mens dan in hierdie sjeleis instap, dan is dit wat jy sien. Afwerking. En ek sien hy het sy eie badkamer, so hulle is en suite, hulle het hulle eie badkamers. Daai eerste 2 is dalk werkers, chefs en beroepsjagters en goed se kamers. Hierdie is definitief die gastekamers. OK. Net 'n fotootjie hierso neem. Alsaai. En hulle is, ek dink hulle is so 4 tel ek hulle. Daar is ene. En daar is ene. Ek tel 3. Plus daai kamer so daar is. OK. Right. Warmwaterstelsel. Definitief 'n werkershuis. En dis hier by die herberg. So dit is maar as die mense is, laat hier akkommodasie is vir die werker ook.
Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Okay, hier is nog so 'n boskampie, baie naby aan die hoofkamp. Gou so 360 maak. Tel hierso ook 3 chalets. Hier is Eskom krag by al die installasies. Sy booma. As ons by sy onthaalgebou instap, hy is basies in onbruik sien ek. Hy word net in stand gehou, hy is netjies in stand gehou, maar hy is nie meubels in nie. Ok, so, mens kan sien, hy word nie tans aktief gebruik nie. Dan gou in een van die chaletjies instap. Ok, dus dan hy sy beddens en dinge is hierso. En dan gaan ek net gou hier 'n foto neem. En hy gaan sy eie badkamer hê hierso. Ja, badkamer, stort en toilet natuurlijk. Ok, so. Die veld hierso, ek gaan nou 'n veldontledingkie doen. Net gou so 360 hierso. En 'n fotootjie so hier en daar. Veldontleding baie kort moet hou. Die mense staan vir my wag. Goeie grasbedekking. Hierdie is kanniedoodbome. Baie rosientjiebos. En dan jou knoppiesdorings. Rosientjiebos. Alles 100% soetveld. Dit is hierdie stukkie is tipies van hierdie plaas. Ek is Chaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Kontak my gerus en skryf in op hierdie kanaal. Asai, kom ons ry verder. Werkershuise. Right, ons het die plaas deurgery, redelik vinnig. Ek het 'n paar goeie videomateriaal gekry en ons is op pad uit. So is 'n stoorgebou wat ons gemis het. Wag, jy's nog vinnig. Ek en Martin van Sail. Martin is agter die stange. Martin, ek wil nou nie hoespoep of knor nie, maar hierdie plaas kan verkoop, hoor. Nee, definitief. Nee, hierdie plaas kan verkoop. Goeie plaas, goeie koper, dis wel agter. Goeie plaas, goeie koper, die prys is markverwant. Ek is tevrede met wat ek sien hierso. Nee, ek's positief. Nou ja, toe, ons praat weer. Ons het toe besluit om die pad tussen Marken en Baltimore te ry. En die enigste manier hoe 'n mens om ry sal ek aanbeveel is per vliegtuig. Kyk hoe staan hy hierso, hoe mooi is dit.